Dis Dinsdag 28 Julie en kan jy glo hierdie maand is bykans verby. Vir my Pastor Stef altyd lekker om saam met jou te kuier op al ons verskillende platforms. Baie welkom vir elkeen van u op TikTok en op YouTube en op Facebook. En mag hierdie aanlyn sessie ook soveel vir jou vandag beteken. Vir my altyd 'n voorreg om die woord te kan deel. En soos ek gister gesê het, is dat hierdie volgende paar weke is ek in Limpopo en my opnames gaan ek dan vooraf laai. So jy kan gerus daarna luister. Ek wil tog maar net weer eens sê, baie dankie vir elkeen wat hierdie platform ondersteun finansiëel. Dankie vir jou wat belê in hierdie bediening. Dankie vir elkeen van u wat vir my bid. Hierdie bediening opdra aan die Here. Nou ja, die 9de is ek in Palaborwa, die 9 Augustus, kyk uit om saam met u te kuier, want tussen is vir my voorreg om hierdie woord met jou te deel. Jy weet, vir my is dit altyd so, dit is so ironies dat hier na by die einde van die maand, wanneer die aftrekorders moet afgaan en die geld kom in, is mense angstig en dit is ook so dat hierdie tyd van die jaar, mense moeg is en oorlaai is met soveel omstandighede en probleme. En ja, kan ek vir jou sê, die Here bly getrou. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ek het om hierdie woord met haar en met hom te deel. En ek wil ook dankie sê dat u by hom kom stilstaan, by haar kom stilstaan en u self aan hulle ook kom openbaar. Is my gebed in Jesus se naam. Ons loof en eer u. Amen. Nou ja, dink hoe belangrik dit is dat ek en jy nie ons geloof sal verloor te midde van omstandighede. En as ek en jy net kan besef die groot krag wat daar is om te glo, vashou aan die beloftes, ook so van die Here. Nou ja, hierdie is altyd vir my lekker om so die woord te deel en terwyl jy ook so luister, vat dit, maak dit ook joune, want almal van ons, een of ander tyd in ons lewens, voel, soos na alles kyk, klein gelowig. Een of ander stadium in ons lewens, en as probleme so vinnig op jou afkom, is ons baie keer geneig om handdoek te wil ingooi, rond te wil kyk, en ek wil juis vir jou sê, ja, ons is mens, ons gaan deur dinge, maar God gee ons die vermoë deur sy woord om uit te styg in die krag van geloof, om lewe te kan spreek. Ek dink aan so 'n paar gedeeltes uit die woord uit wat ek sommer maar net met jou wil deel en ja, hier is die einde van die maand, jy dalk dinge wat moet afgaan, jy rekeninge, jy moet na 'n nuwe huis toe trek, 'n nuwe werk begin, dalk slegte tyding gekry. Maar ek lees uit Lukas 5 daarvan op vers 17, 'n stukkie van 'n verlamde man wat Jesus gesond gemaak het. Ek gaan dit stig my weer eens, so 'n bekende gedeelte. Ek wil dit tog met jou deel. Hy sê in vers 17, en op een van die dae was hy besig om te leer. Dis nou Jesus. En Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit en daar was krag van die Here om hulle te genees. Nou, dit vra van jou en my, vir ons deurbraak om na God toe te kom en by hom te kom sit. Nou gaan hy verder en hy sê in vers 18, en daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweer die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak. Hulle klim op die dak. En laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in voor Jesus. En toe hy hulle geloof sien, het hy vir hom gesê, mens, jou sonde is vergewe. Hier is 'n baie bekende stuk wat ek en jy al soveel keer gelees het en na hierdie verhaal ook geluister het in ons lewens. Baie van ons het seker dit al op sonnaskool behandel. Maar weet jy, ek kyk hierna en ek besef dat hierdie man se vriende het geweet dat Jesus hom gesond kan maak. Maar hulle kon nie by Jesus uitkom,
waar hy besig was om lering te gegee nie. So wat het hulle toe gedoen? Sjoe, hulle het geloof gehad. Hulle het hierdie dak oopgemaak. Hulle het opgeklim en hulle het Jesus deur die van bo af gesien en het hom dit afsak na Jesus toe. Wie van ons, wonder ek, sal so bereid wees om tot so uiterste te gaan vir 'n vriend, vir 'n kollega, vir 'n familielid? En die Bybel is vol voorbeelde van geloof, soos wat ek nou net hier genoem het. As ek en jy ook maar net die geloof het soos 'n mosterdsaadjie. En in Lukas 8 daar, vers 43 en vers 44, lees ons van hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar. Sy was vaal, sy het alles wat sy besit het op doktersrekeninge spandeer om van die een geneesheer na die ander een te gaan. En ek en jy dalk vandag kan getuig van hoeveel keer het ons uitgereik na soveel ander middele toe om gesond te kan word, na ander mense toe vir deurbraak in ons lewens, maar niks het vir hierdie vrou gehelp nie. En sy moes gehoor het van Jesus wat in die omgewing besig was en dat hy eintlik die een is wat genees. En sy het besef dat hierdie is die enigste weg wat sy oor het. Die enigste wat sy nog kan probeer in haar lewe. Haar geloof was so sterk, dat sy geweet het, dat as sy net aan sy soem kan vashou, dat sy genesing kan ontvang. In Lukas 7, daarvan vers 2 tot vers 10, ja, lees ons van 'n storie van hierdie hoofman oor 100. Sy siek diensnig. En dalk moet ek jou net so 'n bietjie inlig, dat jy die perspektief rondom hierdie verhaal kan sien en verstaan. Hy was 'n junior offisier in die Romeinse weermag. Hulle het hulle genoem 'n centurion. In vandag se tyd sal dit eintlik gelykstaande wees aan 'n luitenant of aan 'n kaptein, afhangend, jy weet van hierdie besonderse persoon se ervaring in die oorlog. En die wat geen ervaring in oorlog gehad het nie, was ondergeskik aan die wat wel gehad het. En sy rang in die weermag moes vir hom 'n baie goeie salaris besorg het. Hy was 'n vermoënd man wat baie geld gehad het en sy eie diensknegte gehad om na hom om te sien. Sjoe. Maar in vers 8 lees ek dat hierdie man erken van Jesus, dat hy net soveel gesag gehad het soos hy en nog meer het as hy. Dink nou net as 'n offisier kan hy vir die soldate onder hom bevele gee, dat hulle hom moet gehoorsaam. So dis kan Jesus, en ek wil hê jy moet, ek praat met jy oor geloof, en ek wil hê jy moet hierdie verstaan vandag, kan Jesus net hierdie woorde spreek vir sy diensknegt om weer gesond te kan word, want hy besef, hierdie offisier besef, die gesag wat Jesus het, die krag wat Jesus het. Jesus was verbaas, want hy het nog nooit iemand, sê hy, met so sterk geloof teëgekom nie. Ek dink ons dryp maar hierdie toetse soms in ons lewens. Hier is nou hierdie 3 voorbeelde wat ek vir jou genoem het, van onwrikbare geloof, wat vasgehou het. Glo my dan, was nie enigsins makliker gewees om geloof te hê in Jesus se tyd, as wat dit vandag is nie. Daar was ook uitdagings. En as probleme ons oorval, dan word ons in baie gevalle so deur ons emosies en omstandighede oorheers, dat ons glad nie uitweg sien nie. Dat ons glad nie 'n deurbraak sien nie. Maar ons probleem is, ons wil altyd dadelik antwoorde hê. Of hierdie probleme van ons, wat jy en ek nou dalk tans het, moet dadelik ewe skielik opgelos word. Maar God gebruik baie keer omstandighede in ons lewens, om ons geloof te toets.
Wees bly as dit met jou gebeur, want die Here sien jou raak. En ek wil vir jou sê, die Here weet van dit wat jy tans beleef en ervaar. Jesus sê in Markus 9 vers 23, want wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die man en die vrou wat glo. Ek wil vir jou sê, moenie moed verloor nie. Moenie angstig rondkyk nie. Maar hou vas vandag in 'n tyd wat die Here met jou en my praat. Hy sê in Openbaring 3, hy sê, ek het voor jou 'n oop deur gegee, wat niemand kan sluit nie. En ek sê altyd dat ou sleutels kan nie nuwe deure oopsluit nie. Maar ontmoeting met God bring rigting. En jy en ek het weer nodig om op 'n plek te kan kom om te ontmoet, soos hierdie vrou aan bloedvloeiing Jesus se soem aangeraak het, hom ontmoet het. Het dit vir haar nuwe rigting gegee. Het die offisier se diensknegt nuwe rigting gegee. Hierdie verlamde man nuwe rigting gegee, want 'n ontmoeting het plaasgevind. En daarom is dit so belangrik in jou en in my lewe, as ons die geloof wil sien manifesteer deur om te kan heers oor omstandighede, het ek en jy weer 'n encounter met God nodig, het ons ontmoeting met God nodig, het ons sy teenwoordigheid nodig. Hy sê so, dit sê die Heilige skryf dit aan die gemeente van Philadelphia, sê vir die Heiliges, die ware wat die sleutel van Dawid hou, wat oopmaak en niemand sal dit toesluit nie, wat toesluit en niemand sal dit oopmaak nie. Hy sê, ek ken jou dade. Kyk, ek het vir jou oop deur gegee, wat niemand kan sluit nie. Al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord, en het jy my naam nie verloon nie. En in hierdie storm, in hierdie omstandighede, sê hy, kyk in vers 9, ek laat toe dat daar mense uit die sinagoge van Satan kom, wat beweer dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg, kyk, ek sal sorg dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief het. Maak nie saak wat se aanslag en teenkanting jy vandag beleef en ervaar, en wat jou mismoedig maak, en wat jou voel, dat jy jou geloof verloor het, dat die Here kom juis nou, en sê, my oog is op jou. Ek dra kennis, Stef, wat jy deurgaan. Ek dra kennis van wat jy tans beleef en ervaar. En as hy vers 12 wie oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer daar uitgaan nie. Verder sal ek ook die naam van my God daarop grafeer, en die naam van die stad van my God, dit is die nuwe Jerusalem, wat vir my God uit die hemel neerdal, en ook my nuwe naam. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees van God aan die gemeente sê. Ek wil vir jou sê dat geloof nie moet wankel, maar dat ons moet vashou aan God. En nou kyk jy dalk moontlik rond en jy sê vir my vandag, Stef, dat ek het 'n deurbraak nodig. Ek wil vir jou sê dat die deurbraak kan alleenlik plaasvind wanneer jy na God toe gaan om hom te ontmoet. En Vader, juis nou bring ek hierdie man en hierdie vrou na u toe, net soos hierdie vriende, daai lam vriend van hulle, na u toe gebring het. Die vrou wat aan die soem kom vasgryp het. Hierdie hofdienaar, hierdie offisier, wat uitgereik het na u toe, wat besef het, dat u is die antwoord. En nou bring ek haar en hom, wie se geloof, dalk voel dat ons is besig om te verval in ongeloof, wat moeg is, wat oorlaai is, raak haar aan, raak hom aan, omvou hulle met krag. Dankie dat ek nou kan bid vir hierdie man en hierdie vrou se deurbraak. Dankie dat hulle geloof weer sterk sal word. Dankie vir 'n ontmoeting met u. Dankie dat hulle nie links en regs kyk nie, maar na u kyk. Ons hou vas aan die beloftes. En juis aan die einde van 'n maand wat ons nie meer weet wat ek kan toe nie, kyk ons na u. Ons hou vas aan u. Dankie vir sy deurbraak. Dankie vir haar deurbraak. Dankie vir guns.
Dankie vir voorsiening. Dankie dat U hulle voetstappe behoed en bewaar. Ook hulle vallei ervaring, ook hulle aanraak. En ook so, met die wete dat U is met hulle. Here, dankie vir 'n oomblik soos hierdie, waar ons kan erken dat in baie opsigte is ons klein gelowig. Maar nou kyk ons verby hierdie storm, ons kyk verby hierdie ongeloof, en ons hou aan U vas. Is my gebed in Jesus se naam. Here, seën ook hierdie oomblik in sy en haar lewe. Dankie vir 'n wonderwerk, dankie vir 'n deurbraak, dankie vir guns, dankie vir voorsiening. Daar's niemand soos U nie. Niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. Ons loof en ons eer U in Jesus se naam. Amen. Van klein geloof verander ek dit om net op te staan en te reageer, net soos 'n mosterdsaadjie te glo. En te sê, Here, ek gaan nie dat my verlede, my huidige omstandighede, my toekoms en die nou oomblik beïnvloed wat U vir my instoor het nie. Stap weg van ongeloof en staan op in geloof. Spreek tot jou storms in hierdie oomblik ook lewe. Vir my, Pastor Stef, altyd lekker om so saam met te kuier en sien uit om môre aand Woensdag weer so saam met jou te kuier. Wil jy uitnooi? Bly bid en bly ook lewe spreek. Neem daai vrymoedigheid om op te staan, in te stap in dit wat God ook vir jou instoor het. Vir my, Pastor Stef, God bless, goedheid en guns.